ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 152. Ek is professor Hans Redlinghuis van Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, spesifiek die legkaart studiegids Bybels, Loof Jaffa, die derde legkaart studiegids Bybel is besig om sy finale fases in te gaan. Ons dink regtig het gaan die maand wees. Einde van die maand is Vader Liewe Gesondheid Spaar. Soos by Hebreërs is die laaste boek wat in die derde boek inkom. Is by die proeflesers op die oomblik. As ek alles daar terugkry, dan is dit 'n week, dan kan hy drukkers toe gaan. So ons vertrou dat in hierdie volgende week, na 10 dae, sal ek alles terugkry van die proeflesers af. Jy moet bid vir die bediening. Jaffa is besig. Halleluja. Hierdie derde legkaart studiegids Bybel, sy gelyke is daar nie. Dit is nie 'n marketingstunt nie. Glo my. So sou jy belangstel in enige van die boeke, vernaam die 2 legkaart studiegids Bybels, deel 1 en deel 2, kontak ons by ons webtuiste nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik om in te teken vir die webtuiste boodskappe, ook ons TikToks. Dis baie belangrik. En natuurlik deel dit met almal. Dis natuurlik die YouTube's intekening en skryfblok en 'n pen, 33 Bybel, uiters belangrik. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterker Elohim, vrede, vors, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, U wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Baie dankie, Javashua, dat ons vanmôre om die woord kan by mekaar kom. En elke belofte te leer wat U vir ons kom gee het. Dankie dat U vir ons kom wys het hoe om die pad te stap. Dankie ook gesê dat alles wat ek doen, sou julle doen en groter dinge. Vanmôre bid dat die woord in ons lewe. Vader Jaffa, ek ook bid seën ons dan vanmôre in die krag van die Ruach, in die naam van Javashua. Volk van Jaffa sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat dit 'n groot seën vir u gaan wees. Ons is by die boek Spreuke. Ons luister na Spreuke 12, deel 12. Ek gaan net vers 12 lees. Die goddelose begeer die vangs van verkeerde dinge, maar die wortel van die regverdige lewer vrugte op die Ruach. Vers 13. In die oortreding van die lippe. Met ander woorde, as gevolg van die sonde, wat waardeur kom, deur my lippe. Nou het u geweet, by die tyd wanneer die lippe aktief raak, het dit reeds ontkiem in die sielsdimensie. So by die tyd as dit uitkom, dan het dit klaar saad geskiet en het klaar sonde begin baar. As dit uitkom, is dit sonde gebaar. So wat beteken, dat toe dit in die beginstadium was, wou ons dan nie toelaat dat die Ruach HaKodesh deur die genadebloed van Javashua dit dooddruk nie. Een van twee dinge. Of ons moes weggestap het van dit af, of so nie het ons op die eiers gaan sit en dit gebroei. Nou, nes eiers kan daar lê, hulle kan nie van self uitbroei nie. Dis eiers, maar as daai hen op hulle gaan sit het, vir 21 dae, dan kom die kuikens uit. So dis nie kuikens wat daar lê nie, dis eiers. En dis waar die gevaar lê, wanneer die duiwel, Satan, kom en sy sonde eiers kom lê, my sielsdimensie kom besoedel met sy vuil gedagtes en sy sonde,
in 'n beginstadium. Dit is net daar waar ons vir hom sê ek weerstaan jou in die naam van Jahweh. Anders het jy 'n probleem. Die langer wat jy daai goed top en top en top en dink en dan sit jy hulle warm. En elke dag wanneer jy daai goed sit warm, kom daai eiertjies nader aan die vorm van kuikens. Dan ontkiem die sonde. Waar? Hierso. En dan as dit hier ontkiem, waar broei dit uit? Waar sien ons dit lewe? By dit wat uitkom uit die mond uit. By die lippe. In die oortredinge, vers 13, van die lippe, lê daar 'n gevaarlike struik. Met ander woorde, hoe stel die duiwel vir ons 'n trap? Deur dit wat uit ons mond uitkom. Ek het 'n verkeerde ding gedoen in die week. Meeste van u weet ek ry 'n swart SLK. En iemand het gekom nou weer vir die tweede keer. En hy kom krap my kar weer met 'n spyker. Maar aan die agterkant, van die rooi lig af daar tot by die rooi lig die kant. Weet jy wat onmiddellik die natuur van die mens is, en ek sê skaam om te sê, en ek het dit gesê, en Jahwe weet dit, nou wil ek vir jy wys hoe werk hoe vinnig is dit, ou se gedagtes, en ek sê toe ek het sien, as ek hierdie ou moet kry, ek sal sy vingers breek, hy sal vir die res van sy lewe so loop, hy sal nooit kan vat nie. Agterna toe dink ek, maar dis net 'n kar. Maar weet jy wat? Dis myne, dis nie 'n God nie. Dis myne wat ek voor gewerk het. Wat ons al in 2007 gekoop het. So op die einde van die dag is dit my voertuig waarmee ek tussen A en punt B ry. Nou het ek nou gesondag deur te sê ek gaan 'n ou se vingers breek. Nee, ek glo nie ek het gesondag nie. Ek moes net nie gesê het ek sal hom doodslaan met 'n baseballbat nie. Want ek sien Jahwe het kwaad geword. Toe die ouens in die tempel handel dryf. Hulle nie sy kar gekrap nie, of sy donkie gekrap nie. Hulle het net daar handel gedryf, die fariseërs en sadduseërs en die ouens. En die handeldrywers. En hy het 'n sweep gemaak en die ouens met swepe geslaan en die tafels omgeskop. Glo, hy sê seker wel sê, as ek julle weer kry, sê julle nie loop nie. Nou, dis die ingewing van die mens. Dis nie iets waaroor ek kon top of iets nie. Op daai oomblik toe ek sien my kar is gekrap, was ek onmiddellik kwaad gewees. Wie wil dit doen? Hoekom sal iemand dit wil doen? Is dit jaloesie? Is dit wat? Of is dit maar 'n manier van die Satan om ons te wil bykom op 'n ander manier? Weet jy wat? Niks wat ons het, vat ons saam met ons hemel toe nie. Niks. Maar op die einde van die dag, sê die woord, ek het julle aangestel oor sekere goed. En hoe ons na die goed kyk, is ook belangrik vir Jahwe. Want dit wat ons het, kom uit sy hand uit, en hy bless ons. Hy seën ons. Ek wonder maar net, wat sou u gesê het as dit u was? As jy by jou kar kom en uit jou kar, never mind die eerste keer toe hom gekrap het, van die bumper af voor, regdeur met 'n spyker, verby die deur, tot agter by die agterkant van die kar. Never mind dit. Hoekom sal mense dit doen? Nou, kom ek net sê, dis hoe ons reageer op die dinge wat vir ons saak maak. Weet ek dink, dis daarna 'n mens dalk ook uitvind, jy is nog nie heeltemal perfek nie, want ons is nie een perfek nie. Ons is almal mens. Toe hulle vir Jahwe sê, goeie getroue meester, so sê hy, daar's nie een getrou nie, self nie is ek nie. Hoekom? Want hy was in 'n menslike liggaam. Mense liggaam bestaan uit vlees en bloed uit.
Maar die oortredinge van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik. En weet jy wat ek toe agterna gesê, ek het vir Jaffa om verskoning gevra, gesê as ek my verkeerd uitgelaat het, deur te sê ek gaan sy vingers breek, en ek moes eintlik sê ek gaan sy kniekoppe afslaan en sy vingers breek. As ek verkeerd dit gestel het, dan vra ek om vergifnis. Maar dit is net dat ons as mens moes nou die volgende ding gedoen. Weet jy wat ek toe gebid? Gesê, red sy siel. Red haar siel. En dis wat die woord sê, bid vir julle vyande. Partykeer is dit moeilik. Nou moet my kar teruggaan, dan moet daai hele agterkant sprei. En as jy sprei waar jou kar, dan dadelik lyk dit soos 'n recon job. Maar op die einde van die dag sê die woord, bid vir julle vyande. Bid vir hulle. In die oortredinge van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik. Luister nou hierso. Maar die regverdige ontkom of sidestep, ek het daar ontkom, het ek in hakies gesê sidestep aan die benoudheid. Maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. Wat beteken by die benoudheid? Hoekom sal ek as regverdige ontkom of sidestep aan die benoudheid? Want die Bybel sê, al val daar 1000 aan jou linkerkant en 10.000 aan jou regterkant, na jou toe kom dit nie aan nie. Na jou toe kom dit nie aan nie. Woord sê, die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Woord kom en hy sê, vrees nie hom wat die liggaam kan skade doen nie, dis Satan. Maar vrees hom Vader wat siel, gees en liggaam in die hel kan werp. Dis 'n probleem. So ek wil sê, as dit gebeur dat ons deur die lippe oortree, miskien het gefouteer deur eers te sê ek wil sy vingers breek. Ek moes dadelik gesê, red sy siel. Maar weet jy wat? Iemand het een keer gesê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Op daai oomblik as jy vies is jy vies. En soos ek sê, daar's die woord leer my ook, daar's sonde tot die dood en sonde nie tot die dood nie. En toe Joshua vies geraak het, dis nie iets wat hom sou skaad nie. Inteendeel het hy eintlik vir my iets kom leer. Hy het gesê, dit is reg. As mens kan jy jou vervies, jy kan kwaad word. Vernaam as dit gaan oor die koninkryk van Joshua. Ja, die kar het niks met koninkryk van Joshua nie. Dis alles wat ek het is Jaffa se naam. Niks wat ons het is ons eie nie. Alles behoort aan Vader Jaffa, ons Elohim. Die aarde en die volheid daarvan, alles is syne. Elke ding wat ons het is 'n gawe uit sy hand uit. 43 jaar my eie besighede gehad. Ek was so ingestel, daai tyd was dit Jesus gewees. Die kleinste transaksie dan het ons vir Jesus dankie gesê. Sê hoe goeie besigheidsman ek was, 'n goeie besigheidsvrou nie. Nee, elke ding vir hom dankie gesê. Want elke klein gawetjie is 'n gif van bo, sê die woord. Is 'n gawe van bo. In die oortredinge van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik. So ons moet oppas wat ons sê, want ons moet eintlik begin sê, alles begin by wat ons dink, die vrug. Die vrug van die Gees. Ons alles begin hierso. Hierdie is 'n produk van wat hier aangaan. In die oortreding van die lippe lê daar 'n gevaarlike struik, maar die regverdige ontkom aan die benoudheid. Weet jy, van elke probleem wat in ons lewens gebeur, weet Jaffa. Ek wil vanmôre sê, as jy siek is, hy's bewus daarvan. As jy stryd het, hy's bewus daarvan. As jy tekort het, hy's bewus daarvan. Hoe sê apostel Paulus, sy genade is vir my genoeg. Sy genade. Sonder sy genade kan ons dit nie maak nie.
Ons het daardie bonatuurlike genade nodig elke dag van ons lewe. Hy sê in vers 14, uit die vrug van iemand se mond. Koning Salomo bly by die vrug. Hy sê uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie. Solank as wat ek die woord bedink, solank as wat ek die woord bestudeer, solank as ek met die woord besig is dit die vrug van my sielsdimensie wat deur my mond vloei. Maar nou sê hy, uit die vrug van iemand se mond word hy versadig met die goeie, en die goeie is al die goeie gawes uit Vader Jahwe se hand. Nou luister hoe eindig hy, en die daad van 'n mens se hande kom op hom terug. Hy wat? Die daad van 'n mens se hande, dit wat jy met jou hande gedoen het, dit kom op jou terug. En ek sluit af. Die Bybel sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. En dis wreed om te val in die hande van 'n lewende Elohim. En weet jy wat? Ek en u ken daai Elohim, want dis ons Vader. Tot môreoggend as Vader wil. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.